Goedertier Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunste gade, skenk ons u genade as ons op u wag. Jahwe, u die Allerhoogste, u ken die verdriet en die smart en die hoon en alles van al hierdie graffies en hierdie plek wat dit kon gesê het. Dit is met groot dankbaarheid dat ons hier vandag kan staan om 'n kransie te lê. Om net mense te herinner aan hierdie slagting. Ons kan dit amper 'n volksmoord noem. Want Vader, maar u weet en u ken ons alles van ons hele hart en hoe ons voel oor hierdie. En ons wil vir u vra dat u ons volk sal terugbring na u toe, sodat ons in die laar van die Allerhoogste sal kom soos 'n te bloedrivier. Dat ons kan weet dat niks en niemand iets aan ons kan doen as sy naam nie, sodra ons net terugkeer na u toe. En dis ons gebed en ons is bly daaroor en ons wil juig daaroor. Maar Vader, is ook met groot hartseer as ons dit herdenk vandag. En ons dink aan u liefde ook vandag nog, Vader. As ons dink aan die haaglike omstandighede wat baie mense in bly daar in die plakkerskampe. Hoe daar ook gediskrimineer word teen ons taal, teen ons volk, teen ons werk. En daarom kom ons by u en ons sê, Vader, ons weet as ons by u is, dan kan niks met ons gebeur. Ja, want ons weet, u woord sê, al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom. En dit is met soveel verwagtinge. En kan ons saam met die psalmdigter bly wees daaroor, want u altyd u belofte sal hou. En ons vra al hierdie dinge in die wonderlikste naam van alle name, ons sê Jahwe Elohim. Amen. Amen. Ja, ek wil nou hier by mekaar. Ons wil net eers gaan ons afhandel die kranslegging, jy weet. En dit is eintlik so 'n groot voorreg dat ons hier kan wees vandag. Om hier 'n krans te lê. Om net vir my mense te sê, ons onthou. Ons onthou 16 Junie, jy weet. En dis die hele simboliek agter dit alles. As 'n ou wil gaan kyk na die detail van alles, gaan kry maar professor Andries Raad se boek. Hy is dit is een van die volledigste boeke wat ek nog gelees het, jy weet. En ou wil net vir 'n ou soos hy ook dankie sê. Jy weet, dat hy die moed gehad het om al hierdie goede jy weet, op te teken vir ons nageslag, sodat ons kan onthou. Want dis eintlik wat ek wil sê van 16 Junie was altyd hierdie konsentrasiekamp dag gewees. Dit was altyd waar ons die vrouens en kinders kon herdenk het. En vandag is dit nog maar begin weer dieselfde. As jy gaan kyk hoeveel witplakkerskampe daar is en wat is die swaar kry van my mense daar. Is die simboliek van hierdie konsentrasie daar, laat hierdie mense wat vir ons die prys betaal het, kan opkom, en weer 'n volk geword het. En dit het goed gegaan met hierdie volk. Met ander woorde, uit die as, uit die ellende van die verskroeide aarde, kon opstaan en weer 'n volk word. En dit het ons nou dit weggeteken, en ons noem dit 'n wonderlike grondwet. Ek weet nie wat 'n grondwet is dit nie. Dit is maar soos Pieteretief met Dingaan se traktament. Soos met presies dieselfde vandag. Dit is nie die papierwerk waarop dit geteken is nie. Maar ons het 'n getekende waarop, naamlik die woord van Jahwe. Ons het die Bybel die hele tyd. Kom ons hou vas daar. Molly, welkom. Moelman, né? Ja, lê baie van jou naamgenoot hierso.
Maar in alle geval wat ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy dit doen. Ons gaan later bietjie, gaan Molly vir ons vertel as ons daar terug gaan daar na Gert toe oor die Emily Hopels stigting en sy as persoon, né? Is wonderlik. Is hierdie jare 100 jaar, né, wat sy oorlede is, né? Ja, die Teresa, moeder Teresa van Suid-Afrika, né? Ja, en ons vra dat jy dit nou namens daardie Dankie Saai. Ja. Ek lê hierdie krans namens Emily Hopels. Ek lê dit vir haar werk wat sy gedoen het, nie net as hulp wat sy gegee het in terme van kos nie, maar ook die bewusmaking van ons pleit oor see en in alle lande, en dan ook haar hart wat sy gehad het. Sy het 'n sagte hart gehad en die hart van 'n vrou en die simpatie van 'n vrou, en sy het alleen baie bemagtig, en daarom sal sy, alhoewel sy 100 jaar gelede oorlede is sy onsterflik in die hart van die Afrikaner volk. Ja. So ek lê dan hierdie krans namens die boere, vrouens en kinders wat gesterf het. Ja, dankie. Ja, wil jy nie boop? Boop, daar, hier. So, Ja, is reg. ek het so 'n krans gelê. Ja. Boop. Ek het eintlik 'n professionele krans gelê. Baie dankbaar. Gerry, dankie vir jou entoesiasme en vir jou werk. Ek ken jy het nou al 'n paar sulke opnames gedoen vir hierdie volk om te onthou. Maar Gerry lê dit namens al die van die Merwers en al die kinders wat vandag nog swaar lê. Sê vir ons ietsie. Vir die kinders, die wat in die plakkerskampe is, wat swaar kry, hulle het nie kos nie, ons het weer 'n beroep gekry om hulle te kan help asseblief. So hierdie is namens al die kindertjies wat nou swaar kry, en vir die kindertjies wat hier lê, vir al die ouers wat hier in Mafeking se konsentrasiekamp is. Ons harte gaan uit na julle almal toe. En ja, is 'n van hierso van elkeen van ons. So ons dra dit op aan almal van hulle wat vandag nie hier kan wees nie, want ons weet daar is tye wat mense regtig nie kan uitkom nie. En ons harte gaan regtig uit na al die mense toe, en die groot dank aan ons Hemelse Vader dat ons dit kan meemaak en vir ons volk te kan wys. Ons staan nog by ons mense wat agtergebly het. Ek lê die krans hier namens ons almal. Dankie. Dankie jou, Gerry. Weet nie wat om te sê. Dat is twee hoor. Dat is twee ook. Wil jy niks sê? Alright, en dan hierdie ene wil ek ook namens my voorgeslagte uit een huisgesin was 6 wat hier ingekom het. En hulle name is daar. 4 het hier gesterf. 2 het uitgekom. My oupa en sy suster. Maar ek doen dit namens nie net ons familie nie, namens almal hierso. Al ons hele volk, wat ons moet 'n bewusmaking daarvan maak. Ons moet vir mense kan vertel, dis waaroor dit gaan. En sê baie dankie, nou het ons dit klaar gemaak. Hierdie hele seremonie vandag, hierdie kranslegging, gaan vir my oor een ding, dit wat hulle als van ek en van jou al weggeneem het. Hulle het ons vakansiedae, ons herinneringsdae van al die jare, het hulle weggevat. 16 Junie was altyd konsentrasiedag. Het die volk daarom ten minste daai dag kon dink aan al die vrouens en kinders wat hier dood is. Dieselfde met 16 Desember het hulle dit versoeningsdag gemaak. Dis nie versoeningsdag nie, dis geloftedag.
En net om my volk te laat vergeet van sy geskiedenis. En omdat ons hierdie geskiedenis vergeet, daarom lê ons hierdie ding en wil ons mense weer bewus maak daarvan vir 'n terugkeer na Jahwe toe, om absoluut ons sondes te bely en 'n terugkeer na hom toe te maak. En dan weet ons sal dit met ons goed gaan, want God regeer. En dit was dit wat ons mense absoluut geglo het en waaraan hulle vasgehou het. En die smart en die hoon van hierdie hele begrafplaas, 1787 kindertjies, ou mense, vrouens, wat daar lê, die Swart Oktober, 407 kinders dood op daai dag. En weet u, dat dit is 13 kinders gemiddeld 'n dag wat begrawe word. En dat ek het nou mense wat nou navorsing gedoen het hieroor sê, in opgrawings was hier tot 6 tot 7 kinders in een graf. So u kan nou maar gaan tel hoeveel is daar. Dis waarvan ons weet. En tot waar dit gekom. Nou die oorspronklike konsentrasiekamp was aan die ander kant die Molopo rivier. En daar was dit nog alright geweest. En toe verskuif hulle hier na agtertoe, na hierdie asbulte toe. Hier waar dit in die ope was. Tentjies, dun tentjies, die wind waai hulle, vrouens moet stompe dra, net om 'n bietjie kos te maak. So al wat ek wil doen vandag is om vir my volk te sê, onthou, moenie vergeet vir die prys wat betaal is. Want daardie prys was 'n dierprys wat ons betaal het. Kom ons as verbondsvolk, kom net weer terug na hy wat ons nog altyd, wat nie werk op getalle nie. Ek en jy het gepraat, Gerry. Een engel, hoeveel? 185.000, sommer net so sloefslap. Jahwe werk nie met getalle nie, maar hy werk met die individu. Hy werk met ek en met jou, wat bereid is om vir hom op te staan. En vir hom hierdie geskiedenis te kom vertel. En al wat ons moet doen is, ons moet maar net weer kyk hoe ons dit gaan doen. Jy weet, net, en dit is so maklik, dit is amper te maklik, as om net terugkeer na hom. Want hy het by nie alles vir ons gegee, wat ons het. Kom ons wag daarop, en maak staat daarop, en ja, ons gaan nou, as ons hier vanaf weg beweeg, dan gaan ons daar na Gert se huis toe, waar Molly vir ons bietjie gaan vertel van Emily Hophouse, en Gert, jou versameling, en waar hy gaan praat by die konsentrasiekamp van Betuli. So, ja, en ek sê vir julle almal hier, so baie dankie dat julle hier was. Dankie Molly, dankie Siegfried, dankie Gerry. En ek sê vir julle almal shalom. Want almal wis hoe honger daardie pasiënte ly. Almal wis dat die duisende in die konsentrasiekamp hospitale aan niks anders as onderdood is nie Ewald Steenkamp. Die beleg van Mafeking deur die boerekommandos is op 17 Mei 1900 beëindig en die kamp is in Julie opgerig. Willoudam, Wilgerdam. Groot stygings in die kampbevolking het voorgekom, soos blyk uit die Britse verslae. Op 30 April 1901 was die bevolking 765 inwoners en 4676 op 31 Augustus 1901. Hierdie kamp was dus een van die oudstes en ook een van die grootstes. Alhoewel die siviele administrasie gepoog het om die getalle van die kampe na minder as 3000 te verminder, kon Mafeking kamp nooit binne hierdie perke gebring word nie, sodat daar 10 Januarie 1902 steeds 4312 inwoners in die kamp was. Dit is ook opvallend dat 'n besonder sterk omheining rondom die kamp opgerig is, bestaande uit 'n dubbele doringdraad omheining, en die inwoners is nie toegelaat om tussen 6 voormiddag en 6 namiddag in of uit te gaan nie, om higiëniese omstandighede wat daar geheers het.
die swak sanitêre reëlings deur die kampadministrasie. Hy het voorts bevind dat die sanitêre putte nie alleen vuil en stinkend was nie, maar te ver van die tente was en dit alles aan die een kant van die kamp. Die ontsmetting van die rioolstelsel was 'n probleem en die vore was te wyd en gevaarlik vir kinders. By 'n latere geleentheid het dit gebleik dat die sanitêre posisie selfs versleg het. Die kampkerkhof het gebleik 'n probleem te skep omdat dit nie omheind was nie. Die grense van die kerkhof het tot binne 25 tree van die kampgrens gekom. Die grafte was slegs 3,5 voet diep en is deur kinders opgevul, terwyl daar ook geen dodehuis in die kamp was nie. Die siektes ter sprake was masels, maagkoors, malaria, meningitis, kinkoes en kinderpokke, aangewakker deur die vuil toestande in die kamp. Vanweë die swak sanitasie in die kamp, het die onaanvaarbare toestande uiteraard tot hoë sterftesyfers gelei. Dit was veral die swart maand, Oktober 1901, dat kindersterftes tot 1737 per 1000 per jaar gestyg het, terwyl die gemiddelde kindersterftes in die Transvaalse kamp 600 per 1000 per jaar beloop het. In die British Medical Journal is berig dat indien toestande so sou voortduur, al die boereekinders binne 3 jaar uitgewis sou wees volgens Britse verslag oor die Mafeking kamp. Die oorsake van die heersende toestande toe te skryf aan gebrek aan behoorlike en sistematiese ontsmetting van die kamp en gebrek aan behoorlike mediese aandag sowel as die onvermoë van die verpleegsters om die werkslaring te behartig. November 1901 se sterftesyfers oor die algemene daling getoon het, alhoewel die sterftesyfer van Mafeking kamp steeds 616 per 1000 per jaar beloop het. Een van die besonder negatiewe eienskappe van hierdie kamp was die troostelose omgewing waarin dit geleë was en die tuistering van die kampinwoners deur die wind wat somtyds die gaar maak van die kos onnoemlik in die wiele gery het. Karel Kor beskryf die kamp se ligging as 'n kaal geskoffelde kalkbult, ons waai soms byna toe onder die asgrond. Voorts lewe van die kampinwoners baie versuur deur die hardvogtigheid van die kampkommandante. Later is hulle na die kamp verder van Mafeking gestuur. Hierdie terrein was op 'n kalkvlakte wat baie stowwerig was. Onder hierdie omstandighede is die vroue en kinders in 'n warboel op die stowwerige vlakte afgelaai, met hul goedere wat in hope rond lê en die tente wat hulle self moes opslaan. Die tenttenne het moeilik in die grond ingedring ten spyte van die moeitevolle pogings van die vroue. Die gebruik van houtpenne en kinders wat moes help om die penne in te dryf het dit nie makliker gemaak nie. Die hoogste aantal kampinwoners in enige maand het in September 1901 voorgekom, naamlik 5245, terwyl die hoogste aantal sterftes in Oktober 1901 voorgekom het, naamlik 406. Op 'n koue nag in die kamp se sand, waar kinders fluister, maar hou vas my hand. Die wind sny deur die vlamme doof, maar hul geloof bly sterker as die dood. Onthou ons land, onthou hul pyn, hul trane in die grond deurdrenk van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land. Vergeet hulle onder toegegroeide gras, hulle wat vir ons opgeoffer het, oor die Drakensberge gekom het, sodat ek en jy vandag hier kan wees. Die Boesman se rivier, stille getuienis van 'n tragedie wat afgespeel het, van opoffering, maar ook herinnering, dat ek en jy dit nooit sal vergeet. Hul name stil, maar hul bloed getuig, dat hul stryd nie vergeefs was nie. Dis ons getuienis vandag. Onthou ons land, onthou hul pyn, hul trane in die grond deurdrenk van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land. Staan op my volk, die tyd is
gesag kom lê, sal hul gees deur ons bly voorbestaan. Onthou ons land, onthou pyn, hul trane het die grond deurdrink van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land.